Goeiedag collega's en graad 12 leerders. Welkom by die Mnet graad 12 leerder ondersteuning sessie 2 vir wiskundige geletterdheid. Vandag gaan ons kyk na 'n paar konsepte in vraestel 2. Hoe gaan ons hierdie sessie benader? Eerstens, maak asseblief seker dat julle alle hulpbronne, leerdernotas, aktiwiteite oop het voor julle. Werk saam met hierdie aanbieding. Indien daar enige vrae is, kan julle onderwyser enige tyd vra. As daar vrae is waarna toe jy wil teruggaan na die aanbieding, merk daardie vrae sodat jy weet waarna toe jy wil teruggaan en probeer jou beste. Tydens die aanbieding gaan daar plekke wees waar ons elke liewe vraag in diepte met mekaar sal bespreek. Maak gerus notas of merk belangrike dele soos wat ons aangaan, wat ons gaan nodig hê om die vraag te beantwoord. Ons gaan spesifieke tye hê waar ons 'n bietjie gaan pause en dan gaan jy self tyd kry om die subvrae te beantwoord. Probeer jou beste om die vraag binne hierdie tydperk te beantwoord sodat jy gewoond kan raak om jou tyd goed te bestuur vir die einde van die jaar se vraestel. Nadat jy elke vraag voltooi het, gaan ons die oplossings merk. So ek vra mooi dat jy saam met my volg en jou oplossings merk en aanpassings maak waar nodig. Goed, wat kan ons verwag van vraestel 2? Die tydstuur, presies soos vraestel 1, gaan 3 uur lank wees en die punte 150. Jou vraestel bestaan uit 55% meting, 40% kaart en planne en 5% waarskynlikheid. Onthou, ons sien ook waarskynlikheid in vraestel 1 en dit gaan altyd geïntegreer word met ander hoofstukke. As ons die vraestel afbreek per vraag, dan sien ons 'n verskeidenheid van vrae oor kaarte, planne, meting, alles op vlak 1 in vraag 1, kaarte en planne in vraag 2, meting in vraag 3 en vraag 4 en 5 sal altyd geïntegreerde vrae wees oor al die onderwerpe reg oor die vraestel. Goed, dit bring ons dan nou tot die begin van ons tutorsessie 2 en ons eerste subafdeling gaan wees meting. Onthou, daar is ongelooflik baie konsepte wat deel vorm van meting. Vandag gaan ons slegs op 'n paar van daardie konsepte fokus. Kom ons kyk bietjie na oppervlak, omtrek, buiteoppervlak en volume. Onthou, dit is belangrik om seker te maak alle afmetings is in dieselfde eenheid. Ons kan nie mates bymekaar tel wat nie in dieselfde eenheid is nie. Daar sal altyd 'n formule vir jou gegee word. Onthou om alle waardes korrek in die formule in te stel. Die laaste punt is, ons moet altyd ons vrae baie mooi lees om te kyk wat gevra word, veral daar waar hulle vir ons vra om in 'n spesifieke eenheid te beantwoord. Goed, kom ons blaai na aktiwiteit 1 in julle notas. Daar word van elke leerder in 'n tegnologieklas verwag om presstiek en prit te hê. Die presstiek word in 'n reghoekvormige omslag verpak en die prit in 'n silindriese houer. Die afmetings van die reghoekige vlak van die presstiek omslag en die silindriese prithouer word hieronder gegee. Kom ons pause en kyk na die konteks. Goed, ons sien in die reghoekvormige figuur ons mates is in millimeter gegee. So daai twee is reeds in dieselfde meeteenheid. Die breedte is die 89 mm en die lengte die 239.
By ons silindriese prithouer sien ons hier aan die regterkant, ons het elke komponent se mates apart gegee, behalwe ons weet nie wat die oopmaak-toemaak gedeelte gaan wees nie. Wat baie belangrik is om op te let hier is die deursnee word in millimeter gegee, as ook die totale hoogte van die hele prithouer, terwyl die doppie en die pritgedeelte in sentimeter gegee word. Goed, kom ons kyk saam na vraag 1.1. Vraag 1.1 sê bereken die omtrek van die voorkant van die priestiek omslag. Jy kan die volgende formule gebruik. Omtrek is gelyk aan 2 maal met die lengte plus die breedte. Nou in hierdie geval het hulle nie gesê in watter meeteenheid dit moet wees nie, so ons kan hierdie twee waardes gebruik presies soos wat dit voorkom in ons inligting en ons antwoord dan in millimeter hou. So ons gaan sê 2 maal met 239 plus 89 mm vir 'n finale antwoord van 656 mm. Puntetoekenning gaan wees substitusie in die formule en 'n akkuraatheidspunt vir die 656. Goed, julle gaan nou 4 minute kry om vraag 1.2 op julle eie te probeer.
Goed, 1.2 bereken in sentimeter die hoogte van die oopmaak-toemaak gedeelte van die prithouer. Toe ons gekyk het na die konteks, het ons gesê, hulle gee vir ons die totale hoogte van bo tot onder, maar hulle gee dit in sentimeter. En dan het ons ook die doppie en die hoogte van die gomgedeelte. Wat in sentimeter is, as kies die hoogte van die totale prithouer is in millimeter gegee. So ons moet eers 'n omskakeling doen. Onthou, ons eenhede moet dieselfde wees. So ons gaan sê 114 mm minus 2,5 plus 7 cm, maar dan sal julle sien, ons het wel 'n omskakeling gemaak in die tweede stap. 114 gedeel deur 10 gee vir ons 11,4 cm minus 9,5 en ons oopmaak-toemaak gedeelte is dan 1,9 cm. Goed, kom ons kyk. Ons gaan 'n metode akkuraatheidpunt kry vir die minus van die doppie en die gomgedeelte, 'n omskakelingspunt om van millimeter na centimeter te gaan en dan 'n CA-punt vir julle antwoord van 1,9 cm. Goed, probeer nou vraag 1.3 ook op julle eie. Julle gaan so ongeveer 5 minute hê.
Goed, 1.3. Die werklike hoogte van die gom in die prithouer is 8,5 cm en die volume van die gom tot 3 desimaal afgerond is 52,346 kubieke centimeter. Dit is belangrik. Toon hoe die volume van die gom bereken is as die middellyn van die gom 28 mm is. Jy kan die formule gebruik, volume is gelyk aan 3,142 mal met radius kwadraat mal met die hoogte. Goed, so die mates wat hulle hier in die storie vir ons gee, is glad nie dieselfde mates op die prentjie van die prithouer nie. Want dit waarmee ons nou werk is eintlik die inhoud van die prit. Hulle gee vir ons die 52,34 en dan vra hulle wys hoe dit bereken is deur hierdie formule te gebruik. Goed, so kom ons kyk. Eerstens wil ons 'n radius hê. So die radius is die deursnee van die gom gedeel deur 2 en omdat ons in kubieke sentimeter werk, sê dit vir ons moet omskakel na sentimeter toe. Goed. Dan gaan ons nou ons formule gebruik. 3,142 is pi maal met 1,4 kwadraat, dit is wat ons nou uitgewerk het, met ons radius, maal met die hoogte 8,5, dit is in die vraag vir ons gegee. Dit gee vir ons 52,34572, maar hulle sê dit is afgerond tot 3 desimale plekke, so dit is hoe die 52,346 bereken is. Goed, kom ons kyk na punte toekenning. Die eerste punt is akkuraatheid vir die berekening van die radius. Die tweede punt is vir die omskakel van millimeter tot centimeter. Ons het gedeel deur 10. Die derde punt is vir substitusie in die formule. Dan het ons ook 'n substitusie vir die radius. Ons het 2 substitusiepunte hier, een vir die radius en een vir die hoogte. Ons kry nie 'n punt vir die finale antwoord nie, omdat die antwoord eintlik, as jy daarna kyk, vir ons in die vraag reeds gegee is. Goed, kom ons kyk na aktiwiteit 2. Om die sportveld te besproei word 'n spesiale waterkar gebruik. Die tank is 2,5 meter lank en het 'n deursnee van 150 cm. En dan is daar 2 formules en 'n herleiding wat hulle vir ons gee. Ons het ons volume en ons buiteoppervlak. En dan is die herleiding dat 1000 kubieke centimeter gelyk is aan 1 liter. Kom ons pause en kyk na die konteks. Iets wat baie belangrik gaan wees is, ons kan sien, die tank is 2,5 meter lank, maar hulle gee die deursnee van die tank in centimeter. So daar gaan 'n omskakeling plaasvind. Ons sien dan ook die hoogte en die radius se posisie van 'n silinder wat op sy sy gedraai is, so wees net bewus van dit wanneer ons in ons formules instel. Goed, ons gaan nou die eerste vraagie op ons eie probeer, so julle gaan ongeveer 2 minute hê om dit te doen.
Goed, 2.1 bepaal die radius van die watertank. So hulle het vir ons 'n deursnee gegee. Ons moet dus dan deel deur 2, want 'n radius is helfte van die deursnee. Baie belangrik, hulle het nie gesê in watter meeteenheid hulle dit wil hê nie, so jy sal nie gepenaliseer word indien jy nie omskakel nie. So ons gaan sê 150 gedeel deur 2 is gelyk aan 75 vir 'n metodepunt en 'n akkuraatheidspunt 75 cm. Goed. Volgende een, vraag 2.2, gaan julle weer self probeer en julle gaan ongeveer 8 minute hê.
Goed, kom ons kyk na die antwoord van vraag 2.2. Bereken die hoeveelheid water in liter wat die watertank kan behou wanneer dit vol is en ons moet afrond tot die naaste liter. Iets waarop ek wil hê ons moet let is dan dat die tank se lengte in 2,5 meter gegee word, maar as ons kyk na die herleiding, sien ons hulle maak van kubieke sentimeter gebruik. So ons gaan die 2,5 meter maal met 100 en ons gaan hom omskakel na 250 centimeter toe. Dan gaan ons die formule vir volume gebruik, 3,142 maal 75 kwadraat maal 250 en dit gee dan vir ons 4.418.437,5 kubieke sentimeter. Dit is dan nou ons volume. Nou gaan ons dit omskakel na liter en ons gebruik ons herleidingsformule en ons sê gedeel deur 1000 wat vir ons 4.418,4375 gaan gee en ons moet afrond tot die naaste liter wat dan vir ons 4.418 liter gee. Kom ons kyk na die punte toekenning. Die eerste punt is vir substitusie in die formule wat gegee word. Dan kry ons 'n CA punt vir ons antwoord in kubieke sentimeter. Ons derde punt, ekskuus, hy het 'n bietjie laat opgekom, is dan vir die metode akkuraatheid van die 250 cm wat ons omgeskakel het. Ons kry 'n omskakelingspunt van kubieke sentimeter na liter en 'n CA punt vir die antwoord met die desimaal. Die laaste punt is 'n afrondingspunt vir afrond tot die naaste liter. Goed, dit gaan ons nou bring na vraag 2.3 toe, waar jy weer eens 'n paar minute gaan kry om hom self te probeer.
Goed, kom ons kyk. Die watertank is gemaak van 'n staalplaat. Bereken die hoeveelheid metaal in vierkante meter wat vir die watertank gebruik word. So hier werk ons nou met vierkante eenhede. Dit beteken hulle vra eintlik vir ons om die buiteoppervlak van die tank te bereken. Goed, die enigste ding wat ook hier belangrik gaan wees, is hulle sê vir ons, hulle wil dit in vierkante meter hê. So ons het reeds ons lengte in meter, maar nou gaan ons deursnee en ons radius moet omskakel na meter. So die radius is 75 cm. Hierdie keer gaan ons deel deur 100 en dit gee vir ons 0,75 meter. Dan as ons kyk na die formule, is die buiteoppervlak 2 pi radius maal met die radius plus die hoogte. So as ons al ons waardes op die korrekte plek sit, dan gaan hy so lyk: 2 maal 3,142 maal met 0,75 maal met 0,75 plus 2,5. Goed, dit gee dan vir ons 'n antwoord van 15,31725 vierkante meter. Hulle het nie vir ons gesê ons moet afrond nie, so solank ons afronding korrek is, sal ons nie gepenaliseer word nie. Goed, die eerste punt is vir die omskakeling van die radius in sentimeter na meter. Die tweede punt is 'n substitusie in die formule wat gegee is en 'n metode akkuraatheidspunt om die radius en die hoogte bymekaar te tel. En ons finale punt gaan wees 'n CA vir die 15,31725. As jy gesê het 15,32 is dit 100% korrek. As jy gesê het 15,3 sal dit ook reg wees en as jy gesê het 15,317 dan is dit ook korrek. Goed, aktiwiteit 3 gaan ons kyk na die liggaamsmassa indeks. In hierdie geval het ons vir die ouderdom van 2 tot 20 jaar vir meisies spesifiek en wat dit doen is dit meet ons ouderdom tot ons liggaamsmassa indeks. Ons sal ook sien daar is kurwe op die grafiek wat dan elke persentiel voorstel. Die persentiele is ook 'n gewigsstatus wat hulle vir ons gee. So hulle sê laer as 5de is ondergewig, tussen 5 en 85 is normaal, van 85 tot 95 is oorgewig en 95 is vetsigtig. Goed, julle gaan dan nou die eerste vraag op julle eie vir my probeer. Julle gaan 4 minute hê om die vraag te beantwoord.
Goed, vraag 3.1 bepaal die gewigstatus van 'n 10-jarige dogter met 'n LMI van 16,8 kg per vierkante meter. So ons gaan kyk na 10 jaar oud en 16,8 gaan hier wees net onder die 17, daar by daai punt. So hier waar die twee dan nou by mekaar gaan kom, is ons antwoord. En ons gaan sien, dit is op die 50ste persentiel. So ons sê dit is op die 50ste persentiel en dan moet ons die gewigsstatus ook bepaal. So gewigsstatus moet ons dan hier gaan kyk. Sy op tussen die 5de en die 85ste persentiel lê, dan beteken dit haar gewigsstatus is normaal. Die eerste 2 punte is vir die aflees van die grafiek en ons derde punt is akkuraatheidspunt vir die gewigsstatus. Goed, julle gaan nou vraag 3.2 self probeer. Goed, vraag 3.2. M. Mabena se ander dogter is op die 85ste persentiel van haar ouderdom en het 'n LMI-waarde van 17,6. Hulle vra ons met die grafiek gebruik om haar ouderdom te bepaal. So ons kan sien hier loop die 85ste persentiel. Ek gaan hom net heeltemal inkleur vir ons, dat ons lekker duidelik kan sien. Dan 17,6 gaan ongeveer, elke lyntjie tel 6 waardes. So ons kan sien hierso loop hy dan nou en raak hy aan die lyn. So dit sal die ouderdom wees wat hier afgaan. Ek sien die ouderdom het ongelukkig afgekap, maar as julle kyk na julle grafiek, sal julle sien die antwoord gaan wees dat sy 7 jaar oud is. Julle sal 2 uitkenpunte kry vir hierdie antwoord. Goed, julle gaan nou vraag 3.3 ook op julle eie probeer en julle gaan ongeveer 7 minute hê om dit te voltooi.
Goed, hierdie is 'n lang een en gewoonlik die een waarmee ons 'n bietjie meer sukkel omdat ons die terugwerk van die LMI so 'n bietjie moeilik vind. So kom ons kyk. Bereken die massa in kilogram van Mabena se 13-jarige dogter wat 159 cm lank is en op die 25ste persentiel vir haar ouderdom is. Jy mag die volgende formule gebruik. LMI is gelyk aan massa in kilogram gedeel deel die lengte in meter. Nou ons moet die lengte van 159 cm omskakel na meter toe. En dan moet ons ook die grafiek gebruik om haar LMI te bereken. So kom ons kyk. Sy is 13 jaar oud. 13 jaar oud. En sy is op die 25ste persentiel. So dit is hierdie een hierso. As ons dit na links vat, gaan ons sien dat sy 'n LMI van 17 het. Goed, kom ons kyk. Haar LMI is 17 en ons gaan die lengte van 159 cm omskakel na 1,59 meter. Dan gaan ons in ons formule in substitusie en dit is nou waar dit belangrik is om te onthou. Die LMI is aan die linkerkant en die massa is wat ons probeer bereken. So dan gaan ons sê, goed, die massa is 17 maal met die 2,5281. Dit kom van die vorige een se 1,59 kwadraat en dan is haar massa 42,977 en ons kan hom afrond na 43 kilogram. Punte gaan toegeken word vir die akkurate aflesing van 17, die omskakeling van die lengte van centimeter tot meter, substitusie in die formule, die verandering van die formule van na massa as die onderwerp van die formule en dan 'n CA vir ons finale antwoord. Goed, dit bring ons dan tot die einde van hierdie subafdeling. Volgende gaan ons kyk na kaarte, planne en skaal. Goed, nou kyk ons na kaarte, planne en skaal, 'n tweede subafdeling van vandag se tutorsessie 2 en onthou daar is baie eenhede wat deel vorm van kaarte, planne en skaalwerk, maar ons gaan slegs na 'n paar van hulle vandag kyk. Goed, kom ons kyk na die konteks van aktiwiteit 4. Die graad 12 leerders van Malibu Hoërskool maak gereed vir hul 2023 September voorbereidende eksamens. Hulle is in alfabetiese volgorde gerangskik sodat die teken van die bywoningsregister en die insameling van die vraestelle vergemaklik word. Hieronder is 'n sitplekplan vir die leerders. Ons kan sien hulle gee vir ons 'n kompasrigting hier met noord, oos, suid en wes. Hulle gee vir ons 'n skaal van 1 tot 300. So wat dit beteken is elke eenheid op die kaart is 300 eenhede in die werklikheid. Dan het ons ook hier die toesighouer se tafel wat 5 meter lank en 3 meter breed is. Ons rye loop van A tot I, so daar is 9 rye en dan het ons ook sitpleknommers wat hardloop van 1 tot 9, maar let op dat H en I nie volle rye is nie. Goed. Julle gaan 2 minute hê om na die eerste vraag vir my te kyk.
Vraag 4.1 het gesê, verduidelik die betekenis van die gegewe skaal. En as julle mooi opgelet het, na toe ons die konteks uitgepak het, sou julle gehoor het, ek sê, elke eenheid op die skaal, op die plan, verteenwoordig 300 eenhede in die werklikheid. Dit is baie belangrik dat julle onderskeid tref tussen op die plan en in die werklikheid. Daar gaan nie punte toegeken word vir een eenheid is 300 eenhede nie. Punte is 2 akkuraatheidspunte vir die antwoord. Goed, 2 minute om vraag 4.2 self te probeer. Goed, vraag 4.2 sê, bepaal die algemene rigting wat 'n leerder moet loop as hulle die saal by sitplek A1 binne gaan. So met ander woorde, hulle gaan hier instap en hulle moet dan by lesenaar H8, wat hierdie lesenaar hier is. So as ons van daar tot daar gaan en ons kyk na ons kompasrigting hier, dan kan ons sien hulle moet oos loop. En dit sal dan 2 akkuraatheidspunte wees. Goed, vraag 4.3. Julle gaan 5 minute hê om vraag 4.3 te probeer.
Goed, kom ons kyk na 4.3. Gebruik die gegewe skaal om die werklike lengte in meter van die saal te bepaal as die lengte op die plan 12,3 cm is. Asseblief graad 12 is baie belangrik. Ons gee die liniaalmate vir jou. Dit is die 12,3. So julle hoef nie self met julle liniaal in hierdie konteks te meet nie. Ons gee dit vir julle. Ons het vroeër gesê die skaal 1 eenheid is 300 eenhede in werklikheid. So ons gaan die 12,3 maal met die 300 en dit is 3690 cm. Goed, maar nou is ons nie klaar nie, want hulle vra vir die lengte in meter. So ons deel deur 100 en ons antwoord is dan die werklike lengte van die saal is 36,9 meter. Goed, kom ons kyk na die punte toekenning. Die eerste punt is vir die metode met akkuraatheid dat ons die 12,3 maal 300. Die tweede punt is 'n akkuraatheidspunt vir 3690. Ons gaan 'n vierde punt toeken vir die omskakeling van sentimeter na meter en ons finale punt is dan 'n CA antwoord vir die antwoord van 36,9 meter. Goed, dit bring ons dan nou tot by aktiwiteit nommer 5 en hulle sê hier Mary kuier tans by haar vriendin in Piet Retief. So Piet Retief is hier onder op pad om haar dogter in Pretoria, hier kry ons vir Pretoria, te gaan kuier en terwyl sy by haar vriendin was, het sy besluit dat sy via Middelburg, so hier vind ons vir Middelburg, Pretoria toe gaan ry. Die volgende kaart toon gedeeltes van Mpumalanga, Gauteng en Limpopo. 'n Paar ander belangrike inligting is, hulle gee vir ons 'n skaal hier van 1 tot 3.500.000 en hulle gee ook vir ons 'n kompas rigting van noord wat boontoe wys. Goed. Kom ons kyk of julle vraag 5.1 op julle eie kan doen. Julle het 7 minute.
Goed, 5.1. Mary het om 8 uur vanuit Piet Retief na Middelburg vertrek om die afstand van 237 km af te lê. Bepaal die gemiddelde spoed afgerond tot die naaste heelgetal wat sy gery het as sy om 10:11 in Middelburg aangekom het. Jy kan die volgende formule gebruik. Gemiddelde spoed is gelyk aan afstand op tyd. Goed. Eerstens sal ons moet gaan uitwerk hoe lank sy gery het. So van 8 tot 10:11 is 3 ure en 10 minute. Maar onthou, in ons formule word tyd altyd in uur gebruik. Maar dit is nie 3,1 uur nie. Ons moet nog die 10 minute omskakel deur te deel met 60. So ons gaan sê dit is 3 ure plus 10 minute gedeel deur 60, wat dan vir ons ure gaan gee, en dit is 3,17 uur. Dan gebruik ons die 237 km in ons vraag, en ons deel dit met die uur wat ons uitgewerk het, 3,17, vir 'n gemiddelde spoed van 74,76 km per uur. Maar hulle sê in die vraag afgerond tot die naaste heelgetal, so ons finale antwoord is dan 75 km per uur. Goed, kom ons kyk na julle punte toekenning. Julle kry akkuraatheidspunt om die tyd 3 ure en 10 minute te bereken. Die tweede punt is vir 'n omskakeling van die 10 minute na ure. Ons gee 'n derde punt vir substitusie in die formule wat ons gegee het. En julle kry 'n CA punt vir die onafgeronde kilometer per uur. Dan sal julle ook 'n rondingspunt kry vir afrond tot die naaste heelgetal. Goed. Vraag 5.2 gaan julle ook op julle eie probeer vir my, en julle gaan 4 minute hê om dit te doen.
Vraag 5.2. Bereken die skaalafstand in millimeter vanaf Pretoria na Johannesburg as die werklike afstand tussen die twee 62 km is. Goed, ons het gesê in 'n vorige aktiwiteit, ons gee vir jou die skaalafstand en jy moet die werklike afstand bepaal. Hierdie keer gee ons die werklike afstand en ons gaan terugwerk om die skaalafstand te bepaal. Eerstens moet ons die 62 km omskakel na millimeter toe, want dit is die skaal wat vir ons gegee is. Goed. Dit gee dan vir ons 62 miljoen millimeter. Onthou, ons verhouding is altyd kaart tot werklikheid. So wat hulle tans vir ons gee is dat een eenheid op die kaart 3.500.000 eenhede in die werklikheid is. So nou wat ons wil weet, hoeveel eenhede gaan dit wees as die werklikheid 62 miljoen is? Ons gaan dus die 62 miljoen deel deur die 3.500.000 vir 'n finale punt van 17,71 mm. Goed, kom ons kyk na die punte toekenning. Die eerste punt is vir die omskakeling van kilometer tot millimeter. Die tweede punt is 'n metode akkuraatheid vir die deel deur die 3.500.000 en dan die finale punt is 'n CA vir die 17,71 mm. So met ander woorde, as ons met 'n liniaal sou meet van punt A tot punt B, sou ons 17,71 op die liniaal gekry het. Goed, kom ons kyk na die laaste aktiwiteit, aktiwiteit 6. Dit sê Jane en Seymour het besluit om 'n huis te bou deur die vloerplan en aansigte wat hieronder getoon word te gebruik. Goed, hulle gee ook vir ons die A, B, C en D aansigte van die huis en ons kan ook sien daar is 'n vloerplan wat hier vir ons gegee word. Baie belangrik, hulle wys ook hier vir ons watter kant noord is. So, dit beteken dat die vooraansig noord kyk. Goed, kom ons kyk dan nou na die vraag. Julle kan vraag 6.1 self vir my probeer.
Vraag 6.1. Skryf die aantal slaapkamers wat op die vloerplan gewys word neer. So as ons kyk, het ons hier bedroom 2 en ook 'n master suite. So daarom is daar 2 slaapkamers en dit sal 2 uitkenpunte wees. Skryf neer watter kant van die huis 'n noordaansig sal hê. So baie belangrik, hierdie is dan nou die noordaansig en ons kan sien al die eienskappe wat hier voorkom is dan op die noordaansig hierso. So ons gaan die A-aansig kies met die deur, die dubbelvenster en dan ook die 2 enkele vensters. Met ander woorde, as ek gou net ons kan aandui, hierdie is noord en as ons kyk na die deur, sien ons 'n deur, ons sien 'n dubbelvenster langs aan die deur en ons sien 2 enkel vensters aan daai kant, so dit sal die A-aansig wees vir 2 uitkenpunte. Goed, ek gaan nog vraag 6.3 met julle doen en dan gaan julle tyd kry om vraag 6.4 self te probeer voordat ons afsluit. 6.3 vra verduidelik watter vertrekke in die huis gedurende die wintermaande warmer as die ander sal wees as ons geen verwarmingstoerusting gebruik nie. Goed. Kom ons kyk, dit sal die master suite en die eetkamer wees of die dining, julle kan die Engels gebruik en die rede vir dit is hierdie kamers wys noord. So dit is 'n bietjie algemene kennis wat ons almal kan ken, as ons noord frontkamers het, dan beteken dit hulle gaan 'n bietjie meer son kry. En dit sal dan 2 akkuraatheidspunte wees vir daardie vraag. Goed, julle het dan nou 2 minute om die heel laaste vraag vir vandag self te probeer, vraag 6.4. Vraag 6.4 verduidelik een uitlegverandering wat jy aan hierdie vloerplan sal maak en verduidelik hoe jy dit sal verander. So as ons kyk na hierdie badkamer hier, dan kan ons sien dat
die toilet en wasbak en bad teenoor die muur van die hoofslaapkamer is. So een verandering wat ons moontlik sou kan maak is om die toilet teen 'n eksterne muur te skuif sodat die loodgieterwerk makliker sal wees. Dit is dan nou die posisie van die toilet wat ons sou skuif en jy gaan 'n akkuraatheidspunt kry om te sê wat jy sou verander en hoe jy dit sal verander sal 2 punte werd wees. Goed, graad 12, dit bring ons dan na die einde van ons tutor sessie 2 vir vraestel 2. Baie sterkte vir julle eksamens en ek hoop julle probeer julle absolute bes.